Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Dankie Here dat U vir ons buitengewoon goed is en baie lief is. Dankie dat U U woord vir ons gegee het. Dankie dat U ons lei en dankie dat U Gees ook nou in ons midde is, soos altyd. In Jesus se naam. Amen. Dit is een van my gunsteling televisiepersoonlikhede, Judge Judy, wat een keer gesê het, toe iemand van gevra het, wat is die geheim van ouderdom? Wat moet mens maak om oud te word? Toe sê sy, don't fall. Moenie val nie. Dis waar, nee, moenie val nie. En tog val ons almal. Ons almal weet van seervalle, ons almal weet van seer kry, en ons almal probeer om nie te val nie, dis goeie raad. Maar feit bly ons val ook wat ons geloof betref. Val is 'n kenmerk van die geloofslewe, dit moes nie gewees het nie. Ons moes beter gedoen het, beter geglo het, meer volhard het, verder op die pad van die Here gewees het, maar hier is ons, hier sit ons. En dit bring my by die twee grootste gelowiges van die Matteus Evangelie. Ek weet alle gelowiges is gelyk. Ek weet, ons is almal God se wit broodjies. Maar daar's daarom twee gelowiges wat spesiale vermelding kry in die Matteus Evangelie. Ek lees vir julle net uit Matteus 11 vers 11, die woorde van die Here Jesus. Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as Johannes die Doper is nie. Net daai greep. En ek lees 'n tweede getuigskrif van in Matteus hoofstuk 16, by vers 16. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus gesê, want is nie 'n mens wat dit in jou geopenbaar het nie. Dis pas nadat Petrus gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe sê Jesus, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Petrus en Johannes die Doper kry daarom goeie getuigskrifte by Jesus. Tot op daardie oomblik was daar niemand op aarde groter, belangriker as die Doper nie, sê Jesus in Matteus 11. En Petrus is die man op wie se belydenis die kerk van alle eeue staan. U is die Christus. Nie die poorte van die hel nie, nie die magte van die doderyk sal dit stil kry nie. En die tragedie is, hulle albei vra en twyfel en val en klim. In Matteus 11 vers 1 tot 6 is dit Johannes wat in die tronk is. Jy onthou, hy is gevang omdat hy gewaag het om Herodes Antipas, die prins van Galilea, te kritiseer oor sy verhoudings en sy sondige lewe. Toe word hy daar by Machaerus in die tronk gegooi en uiteindelik het hy sy kop verloor, letterlik. En dan stuur hy 'n boodskap na Jesus toe met die vraag, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Ek meen, hoor weer, Johannes die Doper kry die getuigskrif by Jesus as die grootste man, die grootste persoon wat nog ooit op hierdie planeet geloop het, tot op daardie tydstip. En dan is dit hy wat in sy donker oomblik vir Jesus vra, is U die Messias? Is U die een wat sou kom? Is U die gesalfde? Is U die Christus? Of het ek die fout van my lewe gemaak en hier sit ek in die tronk? Is my droom op my sterfbed aan skerwe? Is dit alles vir niks? Daar kan nie 'n groter ontnigtering wees as om so ontnigter te wees nie. Ek het al 'n paar keer in my lewe met baie ontnigterde mense te doen gehad, wat sê nou maar God ontnigterd is, wat hulle geloof verloor het. Dis ongure mense, hulle is woedend, hulle is briesend, hulle is beledigend, hulle is apaties, hulle is hard, kliphard. Johannes die Doper vra, is U die een? Jesus antwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig, geseënd, Makarios is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Johannes die Doper
op die kruin is ook in die diepte. Johannes die Doper, die groot gelowige, is ook 'n gewone mens. Ek lees wat 'n nie-gelowige wat tot bekering gekom het, een keer skryf, toe sê hy, die een ding wat hom in die Bybel aangegryp het, is hoe doodgewoon die groot leiers van die Bybel is. Hulle het almal kleivoete. En dit maak God so spesiaal, dat hy uitblink in gewoon, dat hy buitengewoon deur gewone mense werk. Maar daar's een ding wat Johannes groot maak. Hy vat sy vraag na die regte adres toe. Dis 'n groot geheim. Ons het dit al vir mekaar sê, maar ons moet dit aanhoudend vir mekaar sê. Soos die Halleluja lied sê, al my twyfel, vat ek Jesus. En dan antwoord Jesus hom, want daar's een ding wat Jesus nie kan vat nie. Hy kan dit nie vat dat gelowiges in twyfel volhard nie. Twyfel is gevaarlik. Dis nie 'n uitkampplek nie. Dis nie 'n stasie waar jy afklim nie. Dis 'n stasie waar jy so gou as moontlik vanaf die perron af moet in die trein spring om weg te kom. Jy kan nie uitkamp in twyfel nie. Want twyfel word 'n geloofsdief. Dit steel jou geloof, jou hoop. En daarom moet jy dit na Jesus toe vat. So as jy vra, gaan vra vir Jesus. As jy twyfel, gaan twyfel by Jesus. En dan antwoord Jesus, gelukkig is die een wat nie twyfel nie. Geseënd is die een wat aan my vashou, wat nie aan my begin twyfel. Johannes, ek is die Messias, moenie nou opgee nie. So Jesus sê ook nie, ag nee, dis 'n mooi ding nie. Jesus verheerlik nie twyfel nie. Jesus verheerlik nie gebrokenheid nie. Ons leef in 'n wêreld waar dit geselebrate word, brokenness. Jesus sê, kom uit dit uit, bring dit na my toe en glo. Maar daar's 'n tweede voorbeeld. Ons het met mekaar ook oor Petrus gepraat en ek wil so oomblik saam met jou by Petrus stil staan en by een van die mooiste tekste wat in die afgelope tyd ook by 'n gemeente waar ek gepreek het op my radarskerm was, en dis die bekende teks waar Jesus op die water loop. Ek het daar ook gesê en ek wil dit vandag ook weer sê. As daar nou twee tekste in die Bybel is wat vir die verkeerde redes bekend geraak het, is dit Jona 2 en Matteus 14. Dis in Jona 2 dat Jona in die walvis beland. Kyk, jy kan nie 'n kinderbybel oopmaak nie, was 'n prentjie van die walvis. Jy kan nie oor Jona praat nie, of dis al wat mense onthou, die walvis, of die vis. Weet nou nie of dit 'n walvis was nie. Maar feit bly, God het nie bedoel dat die vis die fokus van Jona moet wees nie. Dis die God van Jona wat saak maak. Dis daar in die hart van hierdie see monster dat Jona tot inkeer kom en 'n aangrypende psalm skryf in die hart van die vis, dat God hom daai die doodryk uithaal. Dis die God van Jona. Net so in Matteus 14, almal het oor die waterloop van Petrus begin praat en spekuleer. Dis die water, en ek het selfs gehoor, ons moet uit die boot klim en op water loop. But it's not about Peter, and it's not about getting out of the boat and walking on water. Dit was nooit die doel nie, dis die Jesus van Petrus wat saak maak. Trouwens, ek dink Matteus 14 waar Jesus op die see loop, is die belangrikste enkele gekompakteerde teks oor wie Jesus is, uitsluitend Johannes 1 in die hele Nuwe Testament vir my, in die evangelies in elk geval. Kom ons lees. Jesus het in Matteus 14 vanaf vers 22 sy disippels vooruitgestuur op die see van Galilea. Hy het op die berg gebly om te bid, en toe was die skuit vers 24 al bietjie op die see van Galilea, en dit was lekker onstuimig, want dit kan, terloops die see van Galilea word 'n see genoem, maar dis die varswatermeer wat tot vandag toe Israel se water gee, en bly altyd fascinerend. Ek het alself beleef by 'n geleentheid of twee op die see van Galilea, dat hy so onstuimig raak dat ons met die boot moes teruggaan na die kant toe. Het was nie so onstuimig seker soos hier met die disippels nie, maar ek het al beleef, dit kan nogal rof raak. En nou is Jesus op die water, op die pad na hulle toe. Hy het op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hard begin skreeu. Hier sê die disippels iets verskrikliks. Hulle roep uit, fantasma, fantasma, spook, spook. Hier is nie net gewone spook nie. Hierdie is daai spooke het die Jode en die ou Grieke geglo, wat daar op die waters rondsweef in die nagte, wat nie onder in Hades in die doderyk kan ingaan nie. Dis
evil spirits. Dis hierdie, die Engelse woorde van phantom, dis hierdie verskynings van hierdie skrikwekkende, gevaarlike geeste. Sjoe, Jesus, die Seun van God is op die water, en sy kerk skree uit, spook, spook. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat, en nou, onthou wat ek gesê het, hierdie teks gaan oor Christus, nie oor Petrus nie, maar oor die Jesus van Petrus, en die eerste ding wat Jesus doen, moenie bang wees nie, hou op, wees gerus, ek is, en dit is die hartklop van God, ek, myself is, dit wemel in die Johannes Evangelie, die van julle wat nou ingeskryf is vir jaar 3 by EUnie, sal weet ons werk nou met die Johannes Evangelie, en deur die loop van hierdie tyd sal dit al hoe duideliker word, dis een van die sterkste uitsprake van Jesus ook in die Johannes Evangelie. Daar in Johannes 18 as die soldate Jesus kom arresteer, en dis net Johannes wat sê, dis omtrent 'n kohort van 600, hy noem die Romeinse weermageenheid, en ons weet dit was 600 ouens. Hulle stuur 600 mense om Jesus te arresteer volgens Johannes. En dan vra hulle, is jy Jesus van Nasaret? Dan sê hy, ek, myself is. Dan val hy ouens om, die krag hiervan. En hier op die water weer, en ook in Johannes 6. Dit is hoe God hom in die Ou Testament aan Moses bekendstel, in Exodus 3. Dis hoe die God van Israel hom bekendstel, deur die 10 gebooie, ek is die Here julle God, daar is geen ander gode naas my nie. Dis hoe die God van Jesaja, in Jesaja 40 en verder, sy almag aangrypend bekend maak. Ek is die Here, ek is die eerste en die laaste, al die gode sidder voor my. Matteus 14 is Jesus se godsopenbaring. Die disippels skree spook, spook, en hier staan God in lewende lywe. En Jesus openbaar sy almag. Moenie bang wees nie, dit sê die lewende God. Moenie ontsteld wees nie. Ek is. Jesus die Almagtige is op die water. En dan dit wat ons nou eintlik onthou van die teks. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig jy is, beveel my om op die water na u toe te kom. Hierdie is in 'n sekere sin die 4de versoeking in die Matteus Evangelie. Ja, jy het reg gehoor. Onthou jy Matteus 4, toe die duiwel Jesus in die woestyn versoek het, was daar 3 versoekings. En 2 van die 3 gebruik hy die woorde, as jy die Seun van God is. As jy. Hier word die Griekse taal, die Griekse sinskonstruksie gebruik presies dieselfde soort woorde. As u die Seun van God is, of as u regtig u is, ei sou ei in Grieks, as jy regtig jy is. U het nou gesê dit is God, die God van Israel, die God van hemel en aarde. Ek meen. En nou kom Petrus, as jy is. Wat het die Satan vir Jesus sê? As jy die Seun van God is, as jy die Seun van God is. Dit is nogal bietjie scary, soos my vriende sou sê. En Petrus doen dit later weer, einste Matteus 16. Net nadat Jesus gesê het, op hierdie rots sal ek my kerk bou, sê Jesus ek gaan ly, en dan sê Petrus, ek sal keer dat dit nie gebeur nie. Onthou jy wat sê Jesus dan vir hom? Gaan weg agter my, Satan. Ook hier op die water, is dit 'n toets. Dis asof Petrus sê nou maar, ek speel nou maar weer 'n bietjie in die kant van die oppositie. As jy is, sê ek moet op die water loop. Ek moet na jou toe kom. Gelukkig, en daar's een verskil. Tussen Matteus 4, die sataniese toetse, en Petrus in, sê ek moet na u toe kom. Laat my na u toe kom. Wat het Johannes die Doper met sy twyfel gemaak? Ek het my vrae na u toe gebring. Ek wil my loop na u toe loop, as u is. En dis tog, Petrus het gehoor in Matteus 11, toe Jesus gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Petrus het gehoor, jy bring wat jy moet bring na Jesus toe. Toe Johannes die Doper stikkend was, het sy disippels die vraag gebring. Petrus het sy twyfel, as u is, sê ek na u toe kom, en Jesus sê kom.
Nee, die Nuwe Testament sê nie ons moet op water loop nie. En hierna het Jesus ook nie vir die ander 11 disippels gesê hulle moet op water loop nie. Nooit word waterloop 'n metafoor vir die Christelike lewe nie. Trouwens, die vroeë kerk het baie duidelik dit verstaan. Hulle die visserskuit, hier waar die disippels aan terugklim, ek kom nou daarby, as die metafoor, kom na my toe. En toe sink Petrus. En onthou ek het nou gesê, dis 'n teks oor Jesus. Ek is, sê hy. En nou sink Petrus en hy skree uit, Here, red my. Dis die tweede christologiese beeld, as jy wil. Red my. Die Griekse woord zootsein word hier gebruik vir redding van sonde, van dood, van struikeling. Here God, red my. So as jy loop na Jesus toe. As jy vra soos Johannes die Doper, vra dit vir Jesus. As jy moet loop met jou twyfel, loop na Jesus toe. En as jy sink en verdrink, want dis wat gebeur met twyfel. Twyfel is te swaar, dit laat jou sink en verdrink. Petrus sink en verdrink, maar dan kan jy ook skree, Here, red my. Kortste gebed in die Nuwe Testament. Here, red my. Dit word die vinnigste verhoor. Net soos die man aan die kruis, dink aan my, dadelik is hy gered. Net soos die tollenaar wat op sy bors slaan in Lukas 18. Here, ontferm u oor my, dadelik. Steek Jesus sy hande uit, ruk hy Petrus uit sy sink en verdrink posisie en gee hy vir hom terug. Sit hy hom terug op die boot. Klein gelowige. Nee, moet nie dink Jesus klap hande nie. Hy het ook nie vir Johannes die Doper hande geklap toe hy getwyfel het nie. Hy het gesê, Johannes, eintlik moes jy nie getwyfel het nie. Jy is my stergelowige. Maar Johannes, ek sien jou raak en hou op twyfel. En Jesus sê vir Petrus, op jou belydenis gaan ek die kerk bou, Matteus 16. En jy moes nie gesink het nie, want ek het vir jou gesê, ek, myself is, ek het vir julle my almag openbaar. Hierdie was nie 'n vertoning nie, dit was 'n bekendmaking van my ware identiteit. Ek wil nie hê almal moet op water loop nie, maar ek wil vir julle, my disippels, wys, ek is die Here, die God van hemel en aarde in julle midde. En nou toe ek jou na my toe laat kom, en toe sink jy met jou twyfel. Maar as jy dan moet, bring jou twyfel vra na my toe. As jy moet loop na my toe. En as jy moet sink en verdrink, skree en ek sal jou help. En dan doen Jesus 'n merkwaardige ding. Vers 7 uit, hulle toe teruggeklim in die skuit, en die wind het gaan lê, die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Dis die derde groot les wat ek oor Jesus leer. Ek sê weer, die waterloop gaan nie oor die water nie, het gaan oor die Jesus van Petrus, na wie toe ek moet loop, na wie toe ek moet vra, na wie toe ek moet skree, en saam met wie ek moet klim. Waartoe klim? Terug in die boot. Ek gaan nog eendag voel ek 'n boek moet skrywe oor If you want to be with Jesus, get back in the boat. Want dis waar Jesus sy kerk wil hê. Daarom het die vroeë kerk heel vroeg, die kruis kom eers van die 4de eeu af sekerlik, word dit meer gebruik as simbool. Die vroeë kerk het 'n druiwetros gebruik, as Jesus die ware wingerd, of die lam, die herder wat die skape dra, of die ichthus beeld, die vis, maar ook die visserskuit, omdat die kerk hier op die boot Jesus aanbid. Dis een van die groot vrae, wat baie van die skeptici vra, en wat die Jehovah-getuies sê, maar Jesus word nie aanbid nie, hulle is so verkeerd. Hier word Jesus aanbid. Proskuneo, die werkwoord beteken om te buig. Ons bid, ons val voor Jesus op die boot neer. Want as ons Jesus reg verstaan, is hy die een wat sê ek is. En as ek met my twyfel na hom toe loop en ek trap gate in die water, soos Petrus doen, en ek sink en verdrink, dan skree ek, red my, en hy sal, dan tel hy my terug in die boot, daar waar ek hoort. Terug in die boot, waar ek hoort. En daarom in die storm, word die winde gekalmeer, en die kerk aanbid Jesus op die visserskuit. Enige plek word 'n plek van aanbidding. Enige plek word 'n heilige plek. Enige oomblik word 'n feesgeleentheid. En hier sit jy en ek, as Johannes, die grootste van alle gelowiges tot op daai tydstip, getwyfel het, as Petrus, wie se belydenis die kerk se fondament is, getwyfel het, wat moet ek en jy doen? Wel, ons moet verder wees op ons geloof, maar as ons vra, gaan vra vir Jesus. En as ons val by Jesus. En as ons sink en verdrink, skree na Jesus. En as ons moet klim,
klim terug in die boot. Want daar is ons waar ons behoort. En dan kniel die mense in die skei en hulle bid en hulle sê, U is waarlik die Seun van God. Dis die kerk se permanente adres. Ons verheerlik nie ons gebrokenheid nie. Ons celebrate nie ons stikkendheid nie. Ons celebrate ons aanbidding. Dis wat die kerk doen. Jesus, U is die Here op die see. U is die Here aan die kruis. U is die Here wat ons red. U is die Here wat ons aanbid. Ek wil afsluit. Ek onthou die bekende vryheidsspreker en prediker Martin Luther King preek in 1964 in Engeland in 'n kerk. En hy haal 'n ou gebed aan van 'n slaweprediker wat in geradbraakte Engels, jy sal hoor die Engels is baie geradbraak, is nou nie perfekte Engels nie, die volgende gebed gebid het, en ek wil dit graag lees. Lord, we ain't what we want to be. We ain't what we ought to be. We ain't what we gonna be, but thank God we ain't what we was. Here, ons is nie wat ons graag wil wees nie. Ons is nie wie ons graag moet wees nie. Ons is nie wie ons eendag by U gaan wees nie, maar dank God, ons is ook nie wie ons was nie. Nee? En ek dink dis wat Petrus en Johannes vir ons ook sou wou sê. Daai dag toe ek gate in die water geloop het, was ek nie wie ek moes gewees het nie. Maar ek was ook nie wie ek was nie, want ek het 'n entjie op water geloop. Julle gaan my onthou hoe ek gesink en verdrink het. Maar ek het dan 'n paar tree geloop en Jesus het my teruggetel. En Johannes die Doper, as ons hom in die hemel raakloop, sal sê, hulle het my kop gevat, maar nie my hart nie, nie my lewe nie. Hier is ek by die Here. Kom ons sluit af en ons bid dit. Lord, we ain't what we want to be. We ain't what we ought to be. We ain't what we gonna be, but thank, dear Lord, thank God, we ain't what we was. Dankie Here. U weet dit, ek is nie wie ek graag wil wees nie. Ek struikel. Ek is nie wie ek behoort te wees nie. Ek is nog nie daar nie. Ek is nog nie wie ek eendag by U troon van genade gaan wees nie. Maar dankie Here, ek is iemand anders. Ek is nie meer wie ek verlede jaar hierdie tyd was en voor verlede jaar nie. U het my opgetrek. Ek is in die boot, in die veilige boot. Daar waar ek kan sê, U is waarlik die Seun van God. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe. En saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.